Goeiemôre. Dit is Donderdag 9 April 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Dis Donderdag en vanaand is Bosberaad tyd en vanaand gaan ons gesels oor Suid-Afrika en sy dinge. Ons volk, ons mense, wat ons moet doen, wat ons nie moet doen nie en wat dit van ons gaan vra om uiteindelik te doen wat gedoen moet word. Maar eerstens wil ek nou vashaak 'n bietjie by die Verenigde State en Iran. Beide het nou hulle voorwaardes gestel, 15 punt vredesvoorstel van Amerika af en 'n 10 punt plan vanaf Iran se kant. Dit is gestel en ons sien dat Israel nie deel is van hierdie plan nie, dat hulle voortgaan met hulle aksies en selfs nadat hierdie skietstilstand in werking getree het, is daar nog steeds oor en weer geskiet. So dis 'n baie wankelrige situasie tans ten opsigte van hierdie vredespoging wat uiteindelik vroeg gisteroggend aanvaar was. Ons sal dit dophou en kyk wat gebeur, maar dit is belangrik ook om op te let oor wat in die buitewêreld aan die gang is in ander wêrelddele, soos die ontmoeting tussen Kim Jong-un en die leier van Suid-Korea, waar hulle soos destyds met Donald Trump by die grens mekaar ontmoet het, hand geskit en saam eers aan die een kant en toe saam aan die ander kant. En dit is nogal 'n interessante gebeurtenis dat dit gebeur het, want ek dink dis die eerste keer ooit dat Noord-Korea en Suid-Korea se leiers hand geskit het. Wat dit ook inhou vir die toekoms is op hierdie stadium vir ons nog steeds baie onduidelik. Maar terwyl beide Iran en die VSA hulle mense en volgelinge beïndruk deur 'n oorwinning uit te roep oor die oorlog daar, het die VSA se ambassadeur Brent Bozell in Suid-Afrika sy geloofsbriewe aan Cyril Ramaphosa oorhandig. Excellency, it's a great honor and a privilege to be here. I bring you greetings from my president and the entire people of the United States of America. I bring you my letter of credence, as well as my letter of recall from my predecessor. Mr. President, before I arrived here, I cannot tell you how many people told me that in short order, I'd fall in love with the country. It's only taken 2 months, and I can confirm that has happened. We are two nations with great shared values and interests. Perhaps not enough people understand this, but you, Excellency, were the primary author of your Constitution. You do understand that. It's my goal in my time here to build on those shared interests, to build on self-respect, to build on our shared values, to take our two nations to places they've never been before. I believe in the art of the possible, and I believe it will happen. Thank you, Excellency. Dit dan Brent Bozell, die aangewese ambassadeur in Suid-Afrika van die Verenigde State. Ek wil nog 'n stukkie vir julle ook speel, dit net gou deel. En daar kom hy nou. En dit gaan natuurlik oor die frase van kill the boer, kill the farmer, en wat hy daarvan dink, en dat ek voel die regters was waarskynlik verkeerd geweest. Kom ons luister. It was delivered that way. There was one question that was asked about the kill the boer issue. Look, the position of my country is that that's wrong, that is hate speech. The position of the civilized world is that that's hate speech. I have nothing but respect for the judiciary in South Africa. As a matter of fact, I'll point out that with all due respect to the other forms of government, it is the one area that is most respected, I believe, in South Africa. From the conversations I've had, the greatest respect is for the judiciary.
I take nothing away from that. I will say that that judges can be wrong. American judges are wrong all the time. It doesn't mean I have no respect for the judiciary system. I've got complete respect for the American judiciary system. Someone's done that. Some people chose to say things afterwards. I read in your media, and some of you folks were responsible for this. Some of the most extraordinary things I never said, and and some of the most extraordinary beliefs I've never held. I understand that. You know, politics sometimes is hardball. But look, get beyond that. It was. En dit is natuurlik sy posisie oor die chant soos hy noem, oor hierdie kreet, kill the farmer, kill the boer. En hy sê hy glo dat dit is haatspraak en dat die regters in ons konstitusionele hof waarskynlik verkeerd was. Maar daarmee saam natuurlik sê hy dat baie keer is die regters in Amerika ook maar verkeerd. Maar wat hier vir my 'n duidelike ding is dat dit gaan nou weer begin beweeg. Ons gaan beweging vind oor kill the farmer, kill the boer. Daar sal weer bietjie gefokus word op plaasaanvalle en plaasmoorde. Dis vir my baie duidelik dat dit gaan gebeur. En ja, hier het ek ook 'n prentjie van Kim Jong-un wat ek met julle sal deel. Quelques pas pour Kim Jong-un, tout sourire. Maar ek dink nie daar is 'n taal wat julle verstaan nie, ek ook nie. Ons glo maar wat hulle bygeskryf het die bo, wat hulle net sê dat hierdie twee het hande geskit. Kim Jong-un, die Noord-Koreaanse leier, en dan sien ek die Suid-Koreaanse leier se naam word nie hier genoem nie, maar dit is ook een of ander onuitspreeklike naam. Maar mense, ja, in Suid-Afrika, dit wil lyk as gevolg van die brandstofpryse wat nou effens goedkoper is, die Brent olie, dat daar nou 'n gewerkskaffende gewoel is om te kyk hoe kan hulle die brandstofpryse logies aanpas. Ek dink egter ons is steeds in vir 'n groot prysverhoging en dat die boere veral en die transporteerders swaar getref gaan word deur hierdie verhoogde brandstofprys. Want gewoonlik is die produk wat gekweek word, gegroei word, se pryse groei nie eksponent saam met die toename in die brandstofprys nie. En dit is vir baie boere 'n groot uitdaging. Ons kan die mees wonderlikste reënjaar hê, maar as die kunsmis gebrekkig is, as die diesel beskikbaarheid gebrekkig is, dan kan dit 'n boer laat sukkel. Dit kan veroorsaak dat 'n boer moet ophou boer en nie meer kan voortgaan nie. En ons kan nie bekostig om nog boere in Suid-Afrika te verloor nie. Die boere vorm die grondslag van werkskepping. Dit vorm die grondslag vir wat ons is, waarvandaan ons kom, waarheen ons op pad is en wat vir ons vorentoe belangrik is. Ek dink Donald Trump het 'n off-ramp gekry uit die oorlog uit en hy gaan nie veel omgee indien die oorlog tussen Israel en Iran voortduur nie. Maar ek kan my nie uitlaat hoe hy dink nie, want baie mense sal nou weer woedend raak net omdat ek dit gesê het, maar ek dink daar gaan nou weer 'n bietjie meer aandag op Suid-Afrika gefokus word. Daarmee is ek nou aan die einde van vandag. Geniet julle kondensmelk koffie vanoggend en moet tog nie so gou kwaad word nie. Moet tog nie so gou foute sien, raak sien nie. 'n Mens probeer jou bes in alles. Ek ook elke liewe oggend wat ek hierdie opname maak. En terwyl jy jou kondensmelk koffie drink, dink oor vanaand se bosberaad en wat 'n spesifieke vraag jy as 'n boer Afrikaner my sou wou vra tydens die bosberaad. Maar dan moet jy 'n lid wees van die kanaal, né? Jy moet aansluit om fisies vrae te kan vra.
maar dit is glad nie duur nie. 'n Lekker dag vir julle en ek sien julle dan vanaand met die bosberaad. Mooi loop.